to a country and a king, of a land I've always known but I've never seen. Some call it paradise or the land of the living. Well, I call it home, and I'm homesick for heaven. I wanna walk with Moses on streets of gold and dance with David before your throne, to thank you face to face for the grace you've given. I wanna see my children run to your arms and worship the Savior who wears my scars. There's an ache in my heart, I'm homesick for heaven. In my Father's house there are many rooms, enough for everyone, enough for you. I know it takes some faith, but today you can know without question. Believe in the power of Jesus' name and you're going to heaven. Oh, hallelujah, in Jesus' name we're going to heaven. I wanna walk with Moses on streets of gold and dance with David before your throne, to thank you face to face for the grace you've given. I wanna see my children run to your arms and worship the Savior who wears my scars. There's an ache in my heart, I'm homesick for heaven. No more fear, no more pain, every tear wiped away, crying holy, holy. Every knee on the floor, every voice evermore crying holy, holy. Oh, I wanna go home. Oh, I wanna go home, to see the ones I love who've gone before, where death is a memory and tears are no more, to hear the angels praise. Can you even imagine? I'll run as fast as I can into your arms, 'cause I was created to be where you are. There's an ache in my heart, I'm homesick for heaven. There's an ache in my heart, I'm homesick for heaven. There's an ache in my heart, I'm homesick for heaven.
Kan julle my nou hoor? Julle behoort my nou te kan hoor. Ek dink julle kan my nou hoor. Jep, ok. Kom ons begin van voor af. Jy sien, die duiwel wil hê, dinge moet nie gebeur nie, nee. Here Jesus, dankie dat tegnologie ook vir u luister. Here, dankie dat u altyd teenwoordig is. En Here, waar ons vanaand in die boek van Johannes is, bid ek dat u ons sal die nodige insig gee. Here, dinge wat ons nie noodwendig altyd raak sien, Here, gee ons daai insig. Heilige Gees, welkom. Ek is net 'n mens, ek is net 'n liggaam, ek is 'n stuk vleis. Gebruik my en maak my oë ook oop, sodat ek dinge kan sien wat ek nie altyd sien nie. En ek bid dit in die naam van die Here Jesus alleen. Amen. Alright. Daar kan julle my hoor en daar kan ons nou gaan. Ag nee, alles het so mooi ingegaan en so mooi begin werk, maar hier gaan ons. Okay. So, ons is vanaand in die boek van Johannes 2, 1 tot vers 11. Moenie my vra hoekom ons gaan tot vers 11 nie, maar ons gaan tot vers 11. En hierdie is vir my eintlik die amazing deel. Net om vir julle dit vinnig en kort vir my te sê hoekom dit awesome is. Hierdie is die eerste keer waar Jesus eintlik 'n miracle wys. Okay? So kom ons lees dit. Vir julle wat julle Bybels by julle het, as julle so ver gaan om julle Bybel saam te bring in hierdie digital space, maar ek sal vir julle lees, en as julle my nie vertrou nie, gaan lees dit vir jouself. Dit is Johannes 2 vers 1 tot 11, en dit sê: Op die derde dag, julle moet nou mooi luister, nee, daar's dinge wat gesê word wat ons altyd net lees en ons weet nie hoekom nie. Okay. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kanaan in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook daar na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus sy moeder vir hom: Hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar: Waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die kelners: Wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: Maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle: Skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit toe gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe, wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dan haal hulle die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. En ons lees net oor, ons gaan tot by 11. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Dis net 11 verse, maar ek hoop, my skoonpa sê, gaan jy ons vanaand lank besig hou. En, want toe ek begin het met hierdie, ek het 9 bladsye geskryf oor hierdie stukkie. So, ek gaan dit probeer kort en kragtig hou, maar ek dink die mens kan nie. So Johannes 2 het gebeur daar eintlik vreeslik baie sonder laat ons dit agterkom. Dis die eerste keer wat Jesus uitstap en iets doen bo-natuurlik om mense se aandag te vang. En wat vir my nogal interessant was, dit gebeur nie in 'n, hoe sal hulle sê in Bybeltaal, dit gebeur nie in 'n sinagoge nie, dit gebeur nie in 'n kerk en dit gebeur nie in 'n tempel nie. Dit begin, die hele begin by 'n troue. En ook, dit staan daar, en op die derde dag was daar 'n bruilof, dis 'n troue. En die moeder van Jesus was daar, en Jesus en sy disippels was uitgenooi. En dit is interessant vir my, want Jesus se eerste keer wat hy iets wys, in hierdie evangelie van Johannes,
is by 'n troue. Jesus sê later, sê hy, ek is die bruidegom en julle is my bruid. En die Bybel gebruik die taal van 'n huwelik baie deur die Bybel. Dit is God se verhouding wat hy met sy volk het, is die bruid en die bruidegom. En hierdie verhaal eindig ook met 'n troue. En ek praat nie van die verhaal van Johannes nie, ek praat van die verhaal van die Bybel. Want in Openbaring praat hulle ook die bruilof van die lam. Van Genesis tot in Openbaring sien ons dus 'n groot verhaal. God soek 'n bruid. Okay? En in Johannes 2 stap die bruidegom in die troue in. Vir die eerste keer stap die bruidegom stap hy in. Nou ek het hierdie in 9 kategorieë in verdeel om dit makliker te maak om te verstaan. Okay? So verskoon my dat ek net my boek by my kry. Laat ons kan begin. Jy weet, dit raak ernstig as ek notas gebruik. My jeug in Warmbad het altyd geweet, wanneer ek notas uithaal, dan is ek serieus. Okay. Yep. Okay. So die probleem by hierdie troue is, alles lyk goed. Mense is gelukkig, hulle kuier lekker, daar's kos, daar's familie, dis lekker familietyd, daar's 'n fees. Almal geniet dit. En hier kom die probleem in. En toe die wyn opraak, sê die moeder vir Jesus, hulle wyn is klaar. Daar's die probleem. Hulle het geen wyn meer nie. Die wyn is klaar. Hierdie ouens het so baie gedrink dat die wyn is nou klaar. En as ons vat in hierdie kultuur waarin hulle is hierdie 'n groot verleentheid vir die familie. As hulle nie genoeg wyn voorsien het vir hierdie feestyd nie. Dis eintlik soos 'n klap in aan die ander kant van die familie se gesig, soos hoe durf julle nie genoeg wyn hê nie. Soos dit is eintlik 'n belediging as ons dit in hierdie konteks vat. So dis hoekom Maria dit sien en sy soos, hoor jy, hier's 'n probleem. Hier kom 'n probleem. Dit was 'n verleentheid vir die familie. En dit is miskien waar jy vandag is, Van buite af lyk alles reg. Jy smile, jy's happy, mense dink dit gaan net goed. Maar binnekant het die wyn klaar geraak. Jou vreugde het opgeraak, jou krag het opgeraak, jou huwelik voel dalk leeg, jou gebedslewe voel dalk leeg, jy lag voor mense, maar binne voel jy leeg, want jou wyn is op. Hoe sê party mense, ek voel leeg, en dis hierdie konteks waarvan hulle praat, die wyn is nou klaar, die lekkerte is, maar hier is die goeie nuus wat ek vanaand bring, wat Johannes 2 vir jou bring. Hier's die goeie nuus. Jesus is in die huis. Jesus is ook uitgenooi na hierdie feesmaal. Jesus is ook uitgenooi na hier waar die troue besig is om te gebeur, waar hierdie love story tussen hulle besig is om te gebeur. Jesus is ook daar. Okay? So ons moet mooi luister na Maria se woorde. Okay. Maria sê vir Jesus, hulle het geen wyn. It's a problem. Jesus antwoord haar en sê, vrou, dis nog nie my tyd nie, ons weet dit. Maar Maria is half soos, ek weet nie of dit jou tyd is of nie, hierdie is 'n probleem, en ek dink sy draai na die mense toe en sy sê, doen wat hy vir julle sê, doen wat hy vir julle sê. En eintlik is dit 'n baie belangrik, is eintlik die mees belangrikste deel in hierdie hele verhaal. Voordat ons aangaan, is die musiek en die klank reg? Kan julle my stem mooi hoor boor die klank, of moet ek dit bietjie afspring? Net 'n sharp of 'n af, dan doen ek dit. Net 'n sharp of 'n af, is die klank reg saam met my stem? Anybody, please just interact with me here. Give me something.
Hallo. Hoe sal die pastore sê? Daar's hy. Dankie. Hallo, dankie. Okay. So hierdie is eintlik die mees belangrikste sin in hierdie hele boek. Doen wat hy vir julle sê. Hy is in hoofletter, so Maria praat. Doen wat Jesus vir julle sê. Hy's dis nie doen wat jy voel nie. Dit is nie skoon maar. Bietjie af, die musiek 'n bietjie af. Okay, kom ons maak dit so. As hy, laat die musiek so bietjie af. Okay. So moenie doen wat jy voel nie. Moenie doen wat almal anders om jou doen nie. Moenie doen wat jou gemaklik laat voel nie. Maar doen wat hy sê. Want die wonderwerk het eers begin toe gehoorsaamheid intree. Want as ons gedoen het wat ons wou doen, sou ons regtig verlore gewees het, dink ek. En ek dink julle stem saam. Maar ek dink dit is ook 'n moeilike konsep om te vat, want sy sê, doen wat hy sê. En as iemand vir jou iets sê om te doen, dan bevat dit van jouself gehoorsaamheid om dit te doen. Maar toe hulle eers gehoorsaam is, toe hulle doen wat hy sê, toe begin die wonderwerk eers gebeur, okay? So ons moet daai konsep vang dat Jesus sê doen, ons moet gehoorsaam wees. En hierdie volgende deel moet ons mooi oplet. Hierdie is wat my eintlik gevang het. Okay. As ons verder gaan lees in daai teksvers, sê hulle dat daar staan 6 klipkanne. Nou dit is baie interessant om julle te verduidelik is, hierdie 6 klipkanne is gebruik om, die Jode het dit gebruik om hulle self skoon te was. Soos al hulle sondes, al daai goeters, om hulle te reinig vir rituele, om in die tempel te kan ingaan. Het hulle self skoon gewas. En dis baie snaaks dat Jesus vat daai wat gebruik word vir dit en sy maak dit vol water. Hy sê vir hulle, maak dit vol water. Daai wat gebruik word vir rituele, wat Jesus eintlik sê is, dit waaraan jy gewoond is. Dit wat jy sien as godsdiens. Kom ons maak dit net gou vol en ons herkyk dit. En Johannes lê klem op hoeveel daarin gaan. Hoeveel kan al 6 kanne vat, as ons gedink, as ek vinnig moet optel, hulle praat in hulle taal, en as ons dit hervat na ons toe, is dit omtrent 600 liter water, nie 600 liter nie, 60 liter water, wat hulle nou vol maak. So dis spesifiek, okay? 6 kanne, 60 liter, hou dit in gedagte. En ek gaan dit net weer lees, en daar was 6 klipkanne daar, volgens die reinigingsgebruik van die Jode, wat elk 2 of 3 mate bevat, okay, so dit is 60 liter, okay. So, hoekom wys Johannes al hierdie details? Onthou, hierdie ouens van die tyd, skryf nie net dinge om dit te skryf nie. Hulle skryf dit want daar's 'n doel agter hierdie. Okay, so hierdie volgende deel wat ek nou gaan behandel. En asseblief julle, ek was al uitgehaal op TikTok oor dinge wat ek gesê het, so ek sê julle nou mooi. Hierdie is my opinie, gekry deur teksverse wat die Heilige Gees vir my geopenbaar het. As jy nie saamstem nie, dit is okay. Dit is okay dat ons nie saamstem nie, maar hierdie volgende deel het vir my net geklik. So as dit nie vir jou dieselfde is nie, is okay. En ek verstaan, en ons hoef nie klippe te gooi oor mekaar en daaroor te beklei nie. Ek dink die Here het die boek van die Bybel so geskryf dat elke persoon hom verstaan op 'n manier hoe hy dit moet verstaan. Wat vir hom geopenbaar word op daai tyd, okay? So, 6 kanne. Why? Why the detail? Why put it in the detail, okay? En dit kom by my op. In Genesis lees ons op die 6de dag is die mens gemaak, okay? En dit is baie interessant. 6de dag, onthou dit. In Exodus 20 vers 9, Israel werk vir 6 dae. In Exodus 31 vers 15, 6 dae wys na mens se handewerk.
En in Openbaring 13, hier is die eerste ene, Openbaring 13 vers 16, 666, wat in die Engelse Bybel vergelyk na the number of man. Okay? So Johannes wys vir ons uit, daar staan 6, hy kon gesê het net, daar staan kanne, maar hy sê daar staan 6 kanne wat gebruik word vir rituele. Okay? Die 6 kanne wys na mens. Ons as mens, wat ons self probeer skoon was met rituele en al daai dinge wat ons dink is die regte manier. So, die 6 kanne kan nou daar staan en dit wys ons iets dieper. Dit wys ons die beeld van mens. Ons is ook kanne, ons bevat dinge, ons het baggage. Maar in hierdie konteks gebruik ons kanne, ons is vol goeders. Ons is gemaak om iets te hou. Ons is gemaak om iets te huisves. En op hierdie oomblik, in die storie, is daar nog niks. Dit is leeg. Soos ons gelees het, daar is nie meer wyn nie, dit is leeg. Jesus sê, maak dit vol. Okay? Paulus sê, maar ons het hierdie skat in klippotte. Hierdie is nou klippotte waarvan ons praat, en later sê Paulus, hierdie skat, hierdie evangelie van Jesus Christus, het ons in kleipotte. Hy verwys weer terug na wat hier gebeur het. Okay? Die vraag is, wat is binne die kan? Wat dra ek en jy? Wat is binne ons kanne? Is dit seer, is dit haat, is dit verlies, is dit, hoekom Here, hoekom dit? Okay? En ons moet mooi oplet dat hierdie kanne was gebruik vir reiniging, rituele. Okay? Dit is ook 'n detail wat Johannes daarin sit. Want dit is belangrik. Okay? Die kanne verteenwoordig dus die ou reinigingssysteem. Okay? Die ou manier van dinge doen. Die Ou Testament het God se heiligheid gewys. Okay? Die wet het sonde openbaar. Ons moes nog, okay, nie ons nie, hulle moes gaan offer het aan die Here, aan God. En om vir jou te mooi te verduidelik, ek weet nie van julle, hoeveel van julle weet hierdie nie, maar die een keer 'n jaar het die hoëpriester in die allerhoogste ingegaan en hy moes die offerbloed gevat het in die allerhoogste in. En hoor hierso. Hierdie is net so 'n bietjie teologie vir jou. Die hoëpriester het sy fancy klere aangehad en hulle het 'n tou om hom vasgemaak en aan die onderkant van sy robe het hulle klokkies gehang. Okay? Dan het hulle nou die beste beeste en al daai goeders geslag en hulle bloed in 'n kan gesit. En dan het hy in die allerhoogste in die tabernakel ingegaan om hierdie offer nou aan God te gee. En as die offer nie goed genoeg was nie, het hy net daar dood neergeval. So, hoekom die klokkies in die tou? Want as die klokkies ophou lui, dan het hulle geweet, hierdie offer was nie goed genoeg nie, dan het hulle die lijk uitgetrek. So as die klokkies ophou lui, het hulle geweet, die offer is nie goed nie, die allerhoogste is dood. Kom ons trek hom uit. Dit is hoe die Ou Testament gewerk het, en ek gebruik altyd hierdie grappie, toe ek nog by die AGS gewerk het, elke maandag gaan tel ons die geld, en dan moet ons dit gaan bank. Dan kry ek hierdie 10 rande wat, hulle lyk verskriklik, lyk of hulle deur Wêreldoorlog 6 is, geskeer en al daai dinge, dan dink ek op myself, die hoëpriester is die pastoor van die kerk. As hy nou met daai 10 rand in die allerhoogste moes ingegaan het, sou hy definitief, sou ons moes uitgetrek het aan die tou, want jy gee offerhande. Dit is jou offer. Nee, so ek het dit altyd vir hulle gesê, dan kyk ek daai 10 rand, was ek sê, pastoor, ek is jammer, maar ons sou jou vandag uitgetrek het, jou klokkie sou nie meer gelei het vandag nie. Net 'n grappie, okay? Nou het ek sommer my plek verloor, okay. Dit is, die wet het sonde openbaar. Die wet van Moses het gewys wat is sonde. Ons moes nog offer, en die proses het mens bly laat onthou, dat ons moet rein en heilig probeer wees. So
God het die wette aan Moses gegee sodat ons kan onthou, ons moet skoon bly en ons moet heilig wees. En op daai stadium moes ons nog dit letterlik fisies doen, okay? Maar daar was iets wat dit nie kon doen nie. Nee? Dit kan mens se hierdie offer, al hierdie dinge, hulle kon dit doen soveel soos hulle wil tot hulle blou is in hulle gesig. Dit kon nie die hart verander van die mens nie. Net een kan die hart verander. En dit is Jesus Christus. Jesus gooi nie hierdie kan weg nie. Hy sê nie, die kan is gemors nie. Nee, hy sê maak die kan vol. Dink 'n bietjie daaroor. As ons sê, die kanne verteenwoordig ons. Jesus het nie gesê, weet jy wat, hierdie klip kanne, ag nee, is bietjie skeef, hierdie het 'n kraakie in, ag nee, hierdie het lyk of die son hom 'n bietjie te veel gebak het. Gooi hierdie kanne weg nie. Nee, hy het gesê, vul hierdie kanne. Maak hulle vol. Okay? Ja, ek moet ophou sê, okay, ek hoor dit nou in my eie oor, ek is so sorry julle, ek gaan nou werk aan daai gewoonte, dit is baie irriterend, sorry. Jesus gebruik wat reeds in jou is. Jesus gebruik jou, hy gebruik jou verlede, hy gebruik waaraan jy verslaaf was, hy gebruik alles wat jy is. Alles wat jou liggaam voorstel, alles wat Dian is, gebruik hy. Hy kom nie en hy sê, ag Dian, jy het 'n lelike neus, ons knip hom bietjie af, o nee, joh, jy doen dit, nee. Hy gebruik wat daar is. Hy verander nie jou verlede nie, want jou verlede maak saak, jou verlede is wie jy is. Hy verander nie die kan nie, en hy verander wat in die kan is. Okay? Hy verander wat in die kan is. Hierdie wat jy is, kom hy, wanneer die Heilige Gees jou vul, dan verander jy. Jy word iets nuut, jy word 'n nuwe mens, en dit is wat gebeur wanneer jy gedoop word. Jy gaan in die water in, as Dian, die sonde ouetjie wat vloek en drink en al daai snaakse dinge doen. Jy gaan in en jy kom uit, en jy is gevul met die Heilige Gees, en jy is iemand nuut. Ek het dit al van tevore gesê, die doop is net 'n baie mooi begrafnis van die ou mens. En dis hoekom ek so lief is vir die doop. En dis hoekom ek so kwaad raak as iemand gedoop word en hulle kom daarna na my toe en hulle sê, "Ma, my verlede." Nee, wanneer jy in daai water ingaan, die verlede gaan nie net magically weg nie. Dit bly daar. Maar jy sê, ek is klaar met dit. Dit het my gevorm wie ek is, en toe kom Jesus en hy verander dit. Hy vul hierdie kan, en hy verander wat binnekant is. Hy verander die manier hoe ek dink. Hy verander die manier hoe ek optree. Hy verander my so dat wanneer mense my sien, sien hulle Jesus. Hulle sien nie meer Dian wat vloek nie, hulle sien nie meer Dian wat drink nie, hulle sien nie meer Dian wat sy kar spin want hy dink hy's cool nie, maar hulle sien Jesus Christus. Okay? Sorry. Jesus gooi nie die Ou Testament weg nie. Ek wil net dit baie, baie duidelik maak. Die Ou Testament maak saak. Ek wil dit so stel, en hier gaan ek nou weer, dis my opinie. Ek sien die Ou Testament as jou learners. Jy moet eers jou learners skryf, sodat jy jou license kan kry. Die Ou Testament is jou learners. Al die reëls, hoe ry jy, wat die K53, dis die Ou Testament. Dit leer jou alles wat jy moet doen op die pad. En dan kom die Nuwe Testament. Jy kan nie vir ewig net bly op die learners nie. Jy moet jou license kry, en wanneer jy jou license kry, kom dit saam met 'n bietjie meer. Jy kry meer verantwoordelikheid. Nou mag jy alleen ry. Jy dan weer gedoop word deur die Heilige Gees. Ja, daai is 'n preek vir 'n ander dag. Eintlik moet ek hom volgende naweek doen. Ek sal daai in 'n volgende naweek doen. Wat verduidelik wat is daai baptized by the Holy Spirit. Okay. God sê nie die Ou Testament was 'n fout nie. Nee, eintlik sê Jesus self, moenie dink dat ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. Soos ek gesê het,
Die Ou Testament, learner license, dit gaan nie weg nie, die reëls op die pad gaan nie weg nie. Wanneer jy jou license kry, beteken dit net, ek kan nou lewe in dit. Want ek ken dit, ek verstaan dit, ek weet dat ek moet eintlik stop by 'n stopstraat en nie net stop and go nie, ek moet stop en kyk. Okay. Die Ou Testament wys na Jesus. Die offer wat hulle gegee het, wys na Jesus. Die tempel wys na Jesus en ook die reiniging wys na Jesus. Al hierdie stappe is presies hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom om die Ou Testament te vervul en hy was die offer. Hy het gekom om die tempel te verander en te reinig. Die hele Ou Testament wys terug na Jesus Christus. En nou staan Jesus by 6 klippe en hy sê, 6 klipkanne en hy sê, maak hierdie kanne vol. Hierdie begin nou 'n bietjie meer klink soos 'n prosperity, nee. Want jy is awesome in Jesus se oë. So ons moet ook onthou dat die water is reeds daar. Die water is reeds dit is nou ingegooi en is vol. En hierdie deel het my eintlik bietjie getref. Jesus het nie eers die kanne gaan maak nie, die kanne was reeds daar. Hy het net gesê, vul dit. Die kanne is reeds daar, die water is reeds daar, die dienaars is reeds daar, en die troue is besig om te gebeur. Jou lewe gebeur, terwyl Jesus jou volmaak. Dit staan nie stil, Jesus stop nie die hele aarde en sê, laat ek net eers gou Dian maak nie. Die lewe gaan aan. Alles is daar. Dit is reeds in jou. Wanneer jy glo in Jesus, is dit reeds daar. Jesus bring die transformasie. Dis net Jesus wat mense se harte verander. Persoonlik het ek die lelikste fout van my lewe gemaak. Ons het 'n ou in die dorp gehad en hy was regtig 'n bad dude gewees. Soos weet, as ons by 'n kinderverjaarsdagpartytjie was, is hy die eerste ou wat gekuier is en dan vloek hy en dan is dis net, jy weet, as ek sien hy is daar, dan sê ek vir my vrou, kom ons pak op en gaan. Ek wil nie eers naby die ou wees nie. En ek het altyd gesê, hierdie ou sal nooit kan verander nie. En vir 'n hele ruk toe sien ek hom glad nie. Soos, hy's nie in die dorp nie, ek sien nie hom met sy golfie rondjaag nie, hy spin nie meer hy vloek nie meer mense ek sien hom net nie, hy's weg. En ek het toe nog in sonde geleef. En toe ek my lewe verander, toe begin ek nou kerk soek. En eendag stap ek in by 'n kerk en hier sit hy. En hierdie man bedien op die teams. Hy is op deel van die ontvangspan en hy is deel van wat was dit gewees? Hy was deel van die wat die koffie maak en hy is by elke Bybelstudie. En ek het daar dierles geleer. Dat moet nooit iemand label dat daai ou sal nooit verander nie, want hier sien ons dit. Jesus verander. Hy het Jesus ontvang. Jesus het in sy hart ingekom, die Heilige Gees het hom gevul en hy het verander. Ons as mens kan dit nie self doen nie, en dit is wat die Ou Testament was. Ons het alles op onsself probeer doen, en dit is hoekom Jesus gekom het. Dieselfde kan, dieselfde Dian, nou, ander inhoud, die Heilige Gees. Jy hoef nie 'n ander mens te wees voordat jy na Jesus toe kom nie. Eintlik het die Here Jesus gesê, kom soos jy is. Nee, Jesus gebruik wat jy was, om te maak wat jy nou is. So, bring jou verlede, bring jou gebrokenis, bring jou swakheid, bring jou familie, ewen jou bediening, as jy al jare in die bediening is, bring jou bediening, bring jou lewe, bring net jou kan. Jy hoef nie die wyn te maak nie, want Jesus doen. Nou hier kom ons by die groot vraag. Hoekom by 'n troue? Hoekom gebeur al hierdie dinge by 'n troue? So ons gaan nou, alles wat ons nou al gepraat het, kom ons begin hulle nou by mekaar bring. Okay.
Want Jesus is die bruidegom. En hy wys dit hier. Sy heel eerste keer wat hy iets wys voor mens, is by 'n troue. Want hy is die bruidegom. Johannes die Doper sê dit later. Hy wat die bruid het, is die bruidegom. Ons is syne. Hy is ons en ons is die bruid, hy is die bruidegom. Jesus en die kerk. Wie is die kerk? Ons is die kerk. Jesus en die kerk is in 'n huwelik. In Efesiërs 5 sê Jesus het ook 3 gemeente lief gehad en homself oorgegee. Jesus het die gemeente lief gehad, en toe gee hy homself. Want, wat doen 'n man? En hier kan jy dit in Genesis 1 kan jy dit ook al reeds sien. Hoekom het Adam uit reg langs Eva gestaan toe sy die vrug eet? Die groot vraag is, hoekom het hy ook die vrug geweet, want hy het ook die waarheid geweet? Nou, weer Dian opinie. Hy is die eerste Adam. Hy is die bruidegom al reeds. Sy is die bruid. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het vir die wêreld. Adam staan en hy kyk hoe Eva hierdie ding eet, en hy weet, die popo het nou die fan gestraik, ons gaan uit die tuin van Eden uitgegooi word. As ek nie hierdie eet nie, as ek nie deel in hierdie sonde nie, gaan sy alleen wees. So uit liefde uit, eet hy die vrug, sodat hy saam met haar kan wees. Let wel, dis Dian opinie, maar dis hoe ek die connection daar maak, is dat Adam het die vrug saam geëet, omdat hy so lief was vir Eva, dat hy geweet het wat is die gevolgtrekking van dit, en dit is hoekom en toe hy uit liefde uit, sodat hy saam met haar kon wees. Wat doen 'n bruidegom? Hy kom vir sy bruid op. As jy 'n man is, partykeer sê jy tot vir jou kinders, jy praat nie so met my vrou nie. As iemand iets sleg sê oor jou vrou, staan jy op vir haar. As iemand jou vrou slaan, dan slaan jy terug. As iemand iets slegs doen, dan staan jy op vir haar. Maar wanneer iemand ook iets goeds doen vir haar, voel jy bly vir haar. Wanneer sy na werk goed doen, dan voel jy bly vir haar. Maar jy sal ook voor 'n bullet inspring om haar te beskerm. En dit is hoekom Jesus die bruidegom is en ons die bruid. Want hy het op daai kruis gaan hang vir ons. Okay, hy maak 'n verbond. Jesus het 'n verbond met ons. En hy gee homself, jy as man, wanneer jy sê I do, gee jy jouself vir jou vrou. En 'n grappietjie, alle mans se vrouens sit op hulle kop, as maar net party vrouens sit nie stil nie, dan word 'n man bles. Okay, net 'n grappie, ha, kriek, okay. En hier is die wonderlike deel. In die Joodse tradisie, en ek weet nie of julle dit geweet het nie, in die Joodse tradisie, wanneer 'n man en 'n vrou wil trou, dan trou hulle, okay, en dan gaan die man saam met sy pa na sy pa se grond toe, en sy pa gee vir hom 'n stukkie grond daar, en hy moet 'n huis voorberei vir die bruid. Nou die bruid wag by haar ouers, en sy moet altyd reg wees, sy moet altyd gedolly wees, want die pa besluit, wanneer is hierdie huis goed genoeg vir die bruid, en dan kan die pa sê vir die bruidegom, gaan haal jou bruid. En dit is hoekom die bruid moes altyd haar kannetjie olie vol gehad het, sodat sy tot in die aand haar liggie kon aangehad het, vir wanneer die bruidegom kom om haar te kom haal. Want die pa het gesê, sy vader het gesê, die huis is reg, gaan haal jou bruid. En dit is toe Jesus sê, ek gaan na my vader toe om 'n plek voor te berei, en ek kom weer om julle te kom haal. Maar hy het ook gesê, net die vader weet wanneer ek julle kom haal, want hy verwys na hierdie verbondshuwelik wat ons in die Bybel, in die Joodse tradisie van leer, dat net God sal vir hom sê, dis nou reg, gaan haal hulle. En ons moet nie gevange
Ons moet nie onkant gevang word dat ons oliekannetjies leeg is en die liggie nie brand nie. This little light of mine, I will let it shine. Dit is waaroor dit gaan. Ons moet altyd reg wees, want ons ken nie die uur nie, net sy Vader, net Jesus se Vader weet. Die bruidegom, Jesus, bring die beste. En hier is dit waar ons nou op die einde begin kom van hierdie hele vers, van hierdie hele stukkie storie. Die seremoniemeester proe hierdie wyn. En hy sê, U het die goeie wyn gelos tot op die laaste. Dit is vir my ongelooflik. Die beste het op die einde gekom, en dit is die evangelie. Die evangelie is die beste nuus, dat die dag toe Jesus op die kruis gesterf het, en hy het gaan lê in die graf, en hy het opgestaan, en hy het 40 dae saam met sy disippels geloop, en vir hulle gewys, hy het vir Thomas gewys, kyk hierso, kyk my wonde, dit is ek, Jesus Christus. Hy het saam met hulle gewandel vir 40 dae, en toe as mensvorm, ek weet nie of julle dit geweet het nie, hy is nie as 'n spook opgevaar na sy Vader toe nie, hy was liggaam opgevaar na sy Vader toe, en toe hy opvaar, toe maak die hemel oop, en ons, die disippels, ontvang die Heilige Gees, en Simon Petrus gaan stap uit, en hy begin 'n gemeente, dit was 125 mense, en sy eerste preek staan hy daar, en hy praat, en met die krag van die Heilige Gees is 3000 mense, daai dag, hulle lewe vir Jesus gegee. 3000 mense, die eerste kerk, het 3125 mense gehad, omdat hulle hierdie verstaan het. Hulle het verstaan dat jy kan nie hierdie op jou eie doen nie. Jy kan nie jouself red nie. We need a savior, and it is Jesus Christ. Nobody else can save us. Jy kan probeer, maar jy gaan nie. Okay? Jy is, ek wil dit net laat jy dit verstaan hier in jou kop vandaan. Jy is nie useless nie. Jy is nie 'n ongelukkie nie, jy is nie 'n nuus gewees en toe jy daar nie, jy was nie onbeplant nie, jy is dalk onbeplant vir jou ouers, maar jy is nie onbeplant nie, daar is 'n rede hoekom jy hier is. En daai rede is dat ons is nie gemaak om net te lewe nie, ons is gemaak om hierdie wêreld te vul en te vertel van wat kom en wie is Jesus. Om die lig te wees vir die wêreld, sodat die mense wat voel, daar is nie meer 'n uitkoms nie. Sodat hulle 'n lig het om na toe te loop. Kerke red nie mense nie, Jesus red mense. Kerke maak baie keer seer, want wie is die kerk? Ons is die kerk, en ons kan nie ons vertroue op mens sit nie, want mens stel ons altyd teleur, so ons sit ons vertroue op die Here Jesus en op God, want God sal jou nooit seermaak nie, want mens stel teleur. Ongelukkig, en hier's baie mense wat julle kan getuig hierso, daar's baie mense wat jy al jou hoop opgesit het, en dan breek hulle al die hoop in jou af, want hulle kan nie hulle goedjies reg doen nie. En dis nie hulle skuld nie. Die Bybel sê ook, vergewe, né? Mens maak fout, want ons sondige liggaam weet nie hoe om righteous te probeer lewe nie. Want dit is nie vir ons gegee nie, toe Adam en Eva in sonde geval het, toe die sondeval kom, toe kom hierdie curse oor ons, dat hierdie liggaam wil sondig. Ons moet ons siel en ons liggaam in lyn kry, en dit is waar die probleem kom. Ons is liggaam, siel en gees, en ek dink die twee beklei die heeltyd, maar die liggaam is soos, I just do what I want. En hier sê dit, jou verlede, jou gebrokenis, jou swakheid, dit wie jy is, dit wie jy voorstaan, kan net verander wanneer jy Jesus toelaat om jou te verander. En Jesus, laat sê my ma dit so mooi, Jesus het dit op die kruis gesê. Hy het gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vandag nog, ons weet nie wat ons doen nie. Ons karring net aan, en
Maar wanneer ons dit koppel aan geloof ook, jy kan hoe die Bybel ken, maar wanneer tye taaf raak, dan twyfel jy nog steeds in jou eie geloof. Dit is die hartseer, waar ons eintlik in die vallei die sterkste moet wees. Toe Jesus getoets word deur die Satan, toe het hy sterk gestaan en hy het sy sê gesê en hy het teruggefight met woord. Ons ken die woord, man. Jy weet wie Jesus. Jy weet wat jou identiteit in Jesus. Maar jy bly dat hierdie slang vir jou sê dat jy is 'n stuk gemors. Kyk wat het jy in jou verlede gedoen. Nee man, stop dit. As jy Jesus aanvaar het en jy laat hom toe om jou te verander en jy laat hom toe om hierdie potjie, hierdie pot vol te maak. Man, dis 'n vryheid wat jy nie nou sal verstaan nie. Johannes 2 wys ons, jy is deel van die storie. Jy is deel van die storie. Wie is die hoofkarakter in die hele Bybel? En nou gaan almal van julle sê, Jesus. Nee, jy is die hoofkarakter in die Bybel. Elke een van ons, elke ene wat in Jesus glo, is die hoofkarakter. Want, John 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Is jy in die wêreld? Ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld nie. Maar so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het vir jou. So wie is die hoofkarakter? Jy, ek, ons. Om in 'n gemeenskap te kan wees saam, om die Here te dien. Om uit te gaan, Matteus 28 vers 19, om uit te gaan, mense te gaan vertel van Jesus, hulle te baptize met die Heilige Gees, en hulle te disipel, sodat hulle dit kan doen. Die Bybel is die beste handboek vir die lewe wat jy nog ooit kon kry. Nie net hoe om 'n lekker lewe te hê nie, en luister hier vir my, nie lekker geld gewys nie. Lekker in 'n manier waar klein dingetjies pla jou nie so maklik nie. Jo, ek moet dit eintlik neerskryf vir myself. As jy weet wat sy groter prentjie pla kleiner dingetjies jou nie. Kyk, die grootste ding wat my kan pla hier in die Kaap is daarom baie min. So hoor my hart. In die platteland wat my verskriklik baie ondergekry het is taksies. Kyk, jy kan, hoe het Leon Schuster gesê, 'n grap is 'n grap, né? En 'n taxi was my grap geweest. Hier in die Kaap is daar baie min, prys die Here. Maar okay. Ek gaan nou weer van point af. Johannes 2 is belangrik, nie net omdat dit die eerste miracle is wat gebeur het nie. Maar hier het Jesus uit sommer daar, eerste miracle het hy gewys, wat is die plan? Die plan is, te kom vir mens, om hulle te verander binne. Nie hoe hulle lyk nie, binne. Jou hart, nie die orgaan hart nie, jou hart van verstand, die manier hoe jy dink, die manier hoe jy dinge sien, die manier hoe jy optree, word alles gebeheer deur jou hart van verstand. Jesus het gekom om hierdie ding te kom verander. Ook waar jou grootste vyand is tussen die twee ore, want daai ding daar vertel vir jou dat jy is useless, jy hoort nie hier nie. Al daai dingetjies wat jy elke dag vir jouself sê, en wat jy baie keer jouself mee curse, soos wanneer jy iets verkeerd doen en jy sê, ag Jan, jy's 'n idioot. Jy spreek dit so oor jou lewe, né? Hoekom kan ek net 'n bietjie slimmer wees nie? Ja, ek is stupid. Ek sukkel, jy weet, ek is nie 'n lucky persoon nie. Ek gaan dit eerder nie doen nie, jy weet wat is my geluk. Hoor wat so nonsens spreek ons oor ons. En ek is skuldig ook daarin, jy moenie dink omdat ek dit nou sê, ek is nie skuldig aan nie. Ek het juis vandag ook gesê, toe ek hierdie neerskryf, hoe gaan ek al hierdie goeters in my kop onthou, ek is stupid. Ek is stupid nie. Jy's awesome in God se oë. Jy's awesome in Jesus se oë. Jy weet hoe voel ek oor prosperity?
Maar baie keer moet jy dit net hoor. Jy moet net hoor dat yes, die wêreld op hierdie oomblik is woe, kyk vandag na al die stocks en al daai dinge. It's not going good. Maar weet jy wat? Solank ons glo in Jesus, sal ons okay wees. En ek het dit vroeër vandag in 'n TikTok van my gesê. As jy hom nog nie gekyk het nie, ek gaan dit dalk beter daar sê. Ons bid en ons bid en ons bid vir die Here om vir ons geld te stuur, of wat ook al jy voorbid. Die Here werk nie op daai manier nie. Die Here het nie miljoene rande of biljoene rande in 'n rekening, en wanneer jy bid sê, ok, stuur my net jou banking details. Nee, jy bid en hy voorsien geleenthede, sodat jy kry waarvoor jy gebid het. Maar ons weet dit af, want ons wil, as ons bid, verwag ons die lotto ticket moet nou net ewe skielik hier die lig uitval hier op my en sê, hier is die 6 nommers en ek gaan hom speel en ek gaan ryk word. Nee. Jy bid, Here, ek kort geld, en die volgende dag kry jy ewe skielik net 'n idee wat in jou kop oppop, en wanneer jy daai idee volg, ewe skielik het jy geld om deur die maand te kom, en onthou ook, gee my vandag my daaglikse brood, van dag tot dag. Nee, ons lewe nie van jaar tot jaar nie, dag tot dag, elke dag sorg vir homself, elke dag het sy eie probleme, en gister kan ek nie verander nie, so daai dag is verby, môre kom nog, môre is nie eens gegarandeer nie, maar vandag lewe ek vir vandag se brood. Want wat U vandag voorsien, is genoeg om deur vandag te kom. Ek wil vir jou sê dat as jy vanaand sukkel met die idee dat debietorders is op pad, ek het nie genoeg geld nie, lewe net dag tot dag. Ek weet dit klink rarig, en ek preek nou weer vir myself. Ek weet, dit is moeilik om te weet jy kort 'n X bedrag vir die einde van die maand. Maar ek dink wanneer jy bid, moet jy vertrou dat die Here Jesus en God sal deurkom. 2 dienste terug het ek gesê, geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie, né? Jy gaan okay wees. Elke liewe een. Hou net die kruis voor jou. Dis jou pad. Hou net aan, fokus op die kruis. As ons dink aan aan Simon Petrus, toe hy die boot uitgeklim het, toe hy gefokus het op Jesus, het hy op water geloop, wat hom abnormaal maak, want wie loop op water? Jesus loop op water. Maar hy het vir 'n klein rukkie, terwyl hy gefokus het op Jesus, het hy op water geloop. Toe hy begin rondkyk het vir alles om hom, dis toe hy begin sink het. Fokus op Jesus. Hou jou oë op Jesus. Hou op, luister vir al hierdie dinge langs jou. Nee, hou op, luister vir wat mense sê, wat jy moet bereik. Weet ek, dit wat mense sê, teen 30 moes jy al dit gehad het, teen 30 moes jy al 'n huis gekoop het. Nee, lewe net dag tot dag. Elke dag sorg vir homself. Môre sal ons môre aanvat. Môre is môre se dag. Môre is môre se probleme. Ons laai ons kalenders vol en ons voel ons is gegarandeer om by daai datums uit te kom wat ons so vol maak. Niks is gegarandeer, behalwe dat as jy in Jesus glo, sal jy okay wees. That's a guarantee, want my Bybel sê so. As jou glasie vanaand leeg is, bid ek nou vir jou dat die Here Jesus dalk vanaand bietjie vir jou glasie net vol gemaak het, sodat jy die res van hierdie week wat voor lê, kan aanpak met boldness, met courage, en met die wete dat as dinge verkeerd gaan, moet ek net aanhou fokus op Jesus. Dit gebeur dalk dat iets verkeerd gaan die week, wat jy jou so plat op die vloer slaan, het jy al ooit gedink dat dit gebeur sodat jy nader kan wees aan die Here Jesus? Jy is dalk besig om weg te beweeg van hom af. En dan maak God die deur toe, want hy wil nie jou verloor nie. Ons voel dit as, ag nee, maar daar's 'n plan. En jy is deel van die plan. Hier het ons dit gelees, Johannes 2, nog van die begin af is jy deel van hierdie plan.
Ek is goed vanaand, ek het 17 minute nog te spare. So ek gaan nou vir julle bid. En dan wil ek regtig hê, my uitdaging vir jou, vir die week wat voor lê. Moenie in die probleem vaskyk nie. Want die probleem lyk altyd groter, hoe nader ons is aan die probleem. Staan 'n bietjie terug. Partykeer is stil bly die beste manier van reageer. Om te observeer, wow, daar is 'n groot woord vir jou, Dian. Om te observeer, nou kan ek hom nie weer sê nie. Om rond te kyk wat om jou aangaan. Martinet, hou op stres. Kan jy nou iets omtrent doen? Dit waaroor jy nou stres, wat oor die week gaan gebeur, kan jy nou iets omtrent doen? Behalwe om te bid daarvoor. Maar kan jy nou iets verander aan wat voor lê? Nee, jy kan net doen wat nou. Jy kan dalk voorbereiding doen, en die beste voorbereiding is gebed in geloof. Ja, oké. Here Jesus, dankie vir 'n aand waar U Heilige Gees teenwoordig was. Here, ek is so dankbaar. Here, en ek bid, waar almal onder my stem is op hierdie oomblik, bid ek dat U saam met hulle sal wees. Here, as daai koppie leeg is en daar's 'n week wat voor hulle lê wat soos 'n berg is, Here, bid ek dat U hulle sal help. Stap vir stap, treetjie vir treetjie hierdie berg uitklim, Here. Sodat as hulle terugkyk, sien hulle staan bo op die berg. Dat hulle dit nie gevoel het nie, maar hulle het net bo uitgekom, Here. En ek bid dat U hulle wysheid sal gee bo hulle menslike vermoë. Hulle oop verstand sal gee, Here, dat hulle dinge sal sien wat ons nie altyd moet sien nie, maar dat hulle dit sal raak sien. Here, ek bid dat elke persoon wat hulle in aanraking mee kom, Here Jesus sal ervaar, liefde sal ervaar, vrede sal ervaar. Here, dat dalk die persoon wat hulle ontmoet deur die week, het niks anderste as haat in hulle lewe nie, of teleurstellings nie. En deur hulle attitude na hulle toe, ervaar hulle 'n bietjie van Jesus. En ek bid dat U ons oë sal oopmaak vir daai geleenthede. Here, want ek dink daai is wat ons bankrekening volmaak. Wat ons bankrekening volmaak, Here. Wat ons spot on is wanneer U met ons praat. Here, hoe sê ons dankie? Hoe sê ons dankie vir die kruis? Want woorde is eintlik net te min. Here, ek dink nou aan hoe bang moes 'n mens wees om te weet wat voor lê. Om te weet, ek gaan gemartel word en gaan geslaan word en my natuurlike liggaam gaan dit nie kan doen nie. En nog steeds het U deurgegaan met dit, want U het ons in gedagte gehad. Here, en ek bid dat U ons elke dag sal herinner dat U het ons gekies van die begin af. Waar ons moet leer om U te kies, het U ons gekies van die begin af. En ek is so dankbaar dat U my gekies het, Here, dat U my kom haal het, Here, dat U in my donker put ingespring het en gesê, dis genoeg. En ek sê dankie dat U die ou Dian laat doodgaan het, Here, en die nuwe Dian wakker gemaak het. En ek bid dat as daar iemand is vanaand wat dit dieselfde pad wil doen, Here, dat U saam met hulle sal wees, dat hulle U sal aanvaar en in hulle harte sal toelaat. Dankie, liewe Jesus. Dankie, Abba Vader. My Abba Vader. Dankie vir ons glasies wat U elke dag vol maak. En al hierdie dinge. Here, ek bid vanaand vir elkeen onder my stem, dat hulle 'n wonderlike nagrus sal hê, soos nog nooit tevore, Here, dat hulle rustig sal wees, en ek bid dat die gawe van die Heilige Gees saam met ons sal wees om ons drome te gee waar U met ons praat, Here. En al hierdie dinge vra ons nie omdat ons dit verdien nie, maar die kragtige, groote, unmatched
naam, die naam bo elke naam, die naam wat dooies kan wakker maak, die naam wat demone kan wegdryf, die naam wat siekes kan gesond maak, die naam wat so kragtig is dat mense se bene bewe as hulle van U hoor. Die naam wat die grootste liefdesverhaal gewys het. Die naam wat elke engel ken. Daai naam, vra ons dit, die Here Jesus Christus, ons verlosser. Ons vra dit in daai kragtige naam. Amen. Okay. Net om vir julle te sê, ek is lief vir julle, julle weet dit. Lief vir julle elke een. Dinsdag aand, ek haat hierdie dele. Dinsdag aand is biduur. En ek wil regtig hê as jy vanaand sit en jy voel jy kort gebed, kom asseblief. Kom Dinsdag aand en kom lê dit by Jesus se voete. Gebed is ons grootste krag wat ons gekry het, is om te kan bid. Donderdag aand het ons praise and worship. En dan volgende week gaan ek probeer, en ek weet nie hoe gaan ek dit reg kry nie, maar ek dink ons gaan nog aangaan met die boek van Johannes, want daar is so baie. Die Here Jesus het vir my, die Heilige Gees het vir my so baie gewys in hierdie tyd, nee, ek het 9 bladsye geskryf. En dis net vers 1 tot 11 in Johannes 2. So dis Dinsdag biduur, Donderdag praise and worship en Sondag diens. I love you all. En julle moet lekker slaap. En vat hierdie week aan met Jesus voor jou. Nee, streef na dit toe. Ek dink, voordat ons klaar maak, moet ons net, ek gaan julle uitsien met 'n liedjie. Ja, wat julle in jou week in kan dra. Here we go. Voor ek vergeet, daar's 'n WhatsApp groep, as jy gebed kort, DM my op TikTok jou nommer, as jy wil deel wees van dit. Okay? Yeah. Nee, there's a fire that can never burn out. Vat hierdie liedjie in jou week in. En ek wil hê julle moet 'n geseënde week hê. Onthou dat Jesus het vir jou gesterf, jy is awesome, en jy is meer as 'n oorwinnaar. Ek is lief vir julle en bye!